Goed, vraag 3. Nou, julle is gewoonlik 'n bietjie skrikkerig vir die vertolking van die finansiële state, maar julle gaan begin sien, soos wat julle deur hierdie vraestelle werk, hulle vra letterlik hierdie goed omtrent altyd dieselfde. Hier en daar is daar 'n vangplek. So moenie laat dit jou intimideer nie, gaan werk deur die ontleding en vertolking video's. En as jy die maandpakket of die jaarpakket het, dan gaan werk jy deur daai video's en jy gaan kyk van die begin af, ek het baie mooi duidelik vir jou uiteengesit hoe likwiditeit werk, wat vra hulle met likwiditeit, wat is deel van likwiditeit, risiko's, hefboom, dividende, omtrent presies soos wat hierdie vraag hier gevra word, verdienste en opbrengs op aandele, al daai goeders is baie mooi uiteengesit, so jy kan deur daai video's gaan, en dan kan jy seker maak, jy kry handles op hierdie ding, en dat dit vir jou nie so intimideer in die eksamen nie. Okay, want gewoonlik is hierdie baie punte net vir die noem van die aanwyser, en dan die 2 jare se bedrag, en jy het dit verminder en vermeerder. Daar's min dat hulle so baie ekstra addisionele teorie of ontleding en inligting van jou vra as net daai basiese goeder. So as jy net daai basiese goed klaar reg het, gaan jy die helfte van hierdie punte kan kry al klaar. Okay. So 3.1. Die maatskappy dryf handel in elektroniese toerusting. Die inligting verwys na die 2 jaar se finansiële inligting en is geëindig Februarie 2023. C. Cruise is die HIP en ons 3 ander direkteure van die maatskappy. Verskaf syfers en finansiële aanwysers of berekeninge in elk geval om jou antwoord te staaf. So jy moet altyd 'n syfer en 'n finansiële aanwyser noem in elkeen van die bedrae net om te wys dat jy hoekom jy jou antwoord staaf. Okay, 3.1.1. Okay, likwiditeit. Nou likwiditeit moet jy al klaar weet, is vuurproef of bedryfskapitaal of dit is voorraad omsetsnelheid of dit is krediteure en debiteure invordering en dit gaan gewoonlik of het ons kontant vloei of nie, is ons kontantvloei goed of nie, is daar genoeg bates, korttermyn bates om ons korttermyn laste te betaal. Dis eintlik waar likwiditeit gaan nie. Cruise is bekommerd oor die maatskappy se bedryfskapitaal oor die jare heen. Hy het 'n nuwe aanslag aan die direkteure voorgestel om bates vinnig en kontant om te skakel. Nou onthou, dis nooit goed om te veel kontant te hê nie, nee, kontant is ook 'n risiko. Dit kan maklik wegraak of gesteel word. Mens kan eerder daai kontant belê en dan geld maak uit daai kontant uit, as wat jy net al jou goederes in kontant hou. So dis nie goed om alles in kontant te hê of alles in voorraad te hê nie, nee, maar dis irrelevant vir hierdie vraag. Haal 2 finansiële aanwysers aan. So daar het jy klaar 2 punte, net as jy die 2 finansiële aanwysers en verduidelik waarom sy bekommernis geregverdig is. So wat met dit beteken is jy gaan die 1 jaar noem en die ander jaar noem en sê dit het minder of meer geword. Dan kry jy jou volgende 2 punte, 1, 2, 3, 4. Dan, jy hoef niks snaaks te sê of enige verduidelikings te gee nie. So nou moet ons weet, okay, likwiditeit, gaan ons nou kyk na ons, daai goeders wat ek nou vir jou gesê het, vuurproefverhouding, boom, daar is hy al klaar. Hy het afgeneem van 2022 na 2023 toe, en dan kom ons skryf daai bedrag neer, en dan jy gaan letterlik skryf die aanwysers naam, so jy gaan skryf vuurproefverhouding, so onthou om dit te skryf, nee, vuurproefverhouding, het afgeneem van 0,9 tot 1 in 2022 tot 0,7 tot 1 in 2023. Daar het jy klaar 1, 2 punte. Volgende, voorraad omsetsnelheid. Daar is ons hy 8 keer tot 5.2 keer. So voorraad omsetsnelheid. En dan gaan jy sê afgeneem van 8 keer tot 5.3 keer. So die voorraad word 5.3 keer in 'n jaar alles uitverkoop, nee, van 8 keer af, dis nogal baie. 1, 2, 3, 4 punte. Sien jy hoef niks snaaks goed te gesê nie, dis regtig eintlik baie basies. So onthou om te noem, en onthou om te sê afgeneem, toegeneem, en die getalle wat hulle vir jou gee. So die moeilikste van hierdie ding is, jy moes geweet het, hierdie 2 verhoudings, of hierdie 2 aanwysers, het te doen met likwiditeit, dis die moeilikste. Okay.